Partykeer voel dit vir 'n mens asof die lewe met jou gebeur. Daar's 'n ou spreekwoord wat sê, die lewe in Suid-Afrika, it just happens. Life happens. En wanneer dit gebeur, dan is dit amper asof golf na golf oor jou toeslaan. En 'n mens hoor hierdie verhale dikwels in ander mense se lewens. Van onsekerhede of dinge wat 'n mens tref, wat 'n gesin tref, wat 'n mens eintlik nie kan verklaar nie. En wanneer hierdie golwe so oor jou slaan van onsekerheid, dan wil 'n mens amper dieselfde uitroep as wat die psalmdigter in Psalm 42 uitgeroep het. Here, waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? En die psalmdigter herhaal homself hierdie sinsnede eintlik 2 keer in die psalm. Hy skryf dit in vers 6 en vers 12. Maar direk na hierdie 2 sinnetjies, waarom so in vertwyfeling en waarom kerm ek so, kom daardie woorde van versekering weer by die gelowige mens op. Vertrou op hom. Vertrou op hom. Dit klink altyd pragtig en mooi. Maar ek dink ek en jy kom dikwels wanneer die golwe so oor ons slaan, ook op 'n plek waar ons in so vertwyfeling is. Wanneer verhoudings misluk, wanneer ons seer het, wanneer ons daardie boodskap kry van 'n ongeneeslike siekte, of wanneer daardie diagnose kom in ons lewens van iets wat ons nie wil hoor nie, en iets wat ons nou nie kan hanteer nie. En dit vir ons voel asof een ding ons nog gaan tref, dat ons gaan onderste bo geslaan word deur die golf, en dat ons nie gaan kan opkom om asem te haal nie. Dan roep ons soos die psalmdigter, Here, waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom is ek so onseker? Dit voel asof iets my heeltyd jaag. Dit voel asof iets my die hele tyd wil onderkry. Waar kom hoop vandaan? Ons glo dat hoop in elke gelowige mens geplant is deur God self. Die baie bekende prediker het op 'n stadium gesê dat hoop het in 'n gelowige mens se lewe net 1 kalorie nodig om van te leef. Dis hoe belangrik hoop is en dis hoe maklik hoop deur die werking van die Heilige Gees in ons harte groei. Die psalmdigter van Psalm 42 sê dit eintlik so mooi in vers 8. Daar staan dat 'n mens uit die diepte van die see ook na God kan roep. Die ou vertaling sê dit so 'n bietjie beter, die 2020 of direkte vertaling nog 'n bietjie beter, maar sekerlik die beste plek om hierdie vers te lees is in die King James vertaling. Ja, in die King James vertaling hoor 'n mens iets van die siel van die digter. Wanneer die digter in Psalm 42 vers 8 sê dat Here, uit die diepte van my nood, uit die diepte van my seer, uit die diepte van my vertwyfeling en my onsekerheid, roep ek na die diepte van u wese, na die diepte van hoop. En ek dink dis waar ons die antwoord kry op hoe kan ek verby hierdie golf kom, of hoe gaan ek krag kry om vorentoe te beer. En dis waar die psalmdigter, Psalm 42, dit ook ontdek. Jy sien, hoop word gebore in die donkerste diepte van ons nood. Want is amper in daardie donkerste diepte van ons nood, in die donkerste diepte van my en jou siel, waar ons na hierdie diepte van die wese van God vra, naamlik hierdie liefde en hierdie hoop wat God ook vir my en vir jou het. Mag jy, wanneer die golwe so oor jou slaan, een vir een, hierdie week weer beleef dat hoop net 'n kalorie nodig het om te oorleef, en dat hoop uit die diepte van jou siel na die diepte van God se wese roep. Mag jy hierdie week God se hoop in jou lewe weer beleef.